42 in die 2020 vertaling is dit vers 2 sê hy, my tong is die pen van 'n vaardige skrywer. Ja, sê van 'n vaardige skrywer. Prys die Here. My tong is 'n pen. My tong praat. My tong spreek. Ons het verlede Sondag ook vir mekaar gesê, dit wat ek glo spreek ek. Ek maak dit lewendig. Ek herinner nie net myself nie. Ek is nie net vol bravade en ek sê wat ek doen nie. Nee, ek glo. En omdat ek glo, spreek ek dit uit en ek maak dit lewendig. Hoor Here, die geesteswêreld. Ek stel die geesteswêreld in kennis dat ek 'n gelowige kind van God is, wat op hom vertrou. Nie op myself nie. Prys die Here, nie op 'n regering nie. Daar's nie meer 'n land in die wêreld wat die mense dit doen, die meeste mense dit doen nie, maar in elk geval, so ten minste kom die mense met iets by, maar ek vertrou op die Here. Maar daarom sê ek dit. Daarom is dit baie keer goed as jy op die eie sit en bid, dan is dit goed om hardop te bid. Nie net saggies nie, verstaan julle? Nie, ek bedoel nie net in jou kop nie. Hoekom ek so sê is vir myself, jy sal sê ek is bietjie slimmer as jy, ek hoop jy slimmer as ek, maar die punt is net is dat maar is dat toe ek geleer het nog altyd as ek iets regtig nou moet leer, uit my kop uit leer, dan moet ek dit hardop sê. Nou ek spreek dit hardop uit. So ek praat dit. So dit was vir my nogal tot in helfte van standaard 9 moes ek in 'n studiesaal leer. Daar kan jy nie hardop praat nie, né? So eers van helfte standaard 9 af wat ek my eie kamer gehad het, kon ek hard leer. Ja, prys die Here. Dit prys die Here. Maar jy moet dit hardop uitverklaar. Maar nou net nie hardop daar vir jou vrou bid en al haar foute noem nie. Dit gaan dom wees. Dan moet jy nie by my kom klaar as jou oog so staan en Johannie, hoor. Maar sê dankie Here vir my pragtige vrou, altyd vir my baie lief is. Prys die Here. As hy met my beklei, gee sy net voor. Ek het altyd vir Wenag gesê, jy probeer net maak asof jy nie so mal is oor my nie. Probeer jouself beskerm. Prys die Here. Nou, soos Samuel gesê, donderdag is Kersdag. Nou julle gaan amper voel vandag asof dit al 'n Kersdiens is. Want ek gaan baie daaroor praat. Maar ek wil tog begin met om te sê dat daar soveel stories. Want iemand het maandag, verlede week maandag al, vir my 'n ding gestuur en gesê, maar wat van hierdie? En dit is nou weer eens die normale, daar's soveel conspiracy-theories oor hoe ons Kersdag en alles rondom Kersdag is verbind met een of ander kultiese gebruik. Verstaan julle? Maar ek wil vir jou verseker, jou kar is nie van die duiwel, omdat jou buurman se kar die hele tyd voor 'n hotel of voor 'n bordeel staan nie. Daarom is jou kar nie van die duiwel nie. Verstaan jy dit? Julle verstaan dit, né? Goed, maar in elk geval, maar dit is hoe baie van hierdie goed gebeur. Hulle koppel goed aan mekaar maar daar is sekere goed wat ek kan verstaan, hoe iemand wat nie weet nie, kan misverstaan. En dit is seker een van die belangrikste aanklagte wat hulle maak. En ek wil dit tog regtig waarnoem. En dit is dat baie mense sê, dat hulle het hierdie groot storie, dat hulle sê dat ons vier die geboorte van Jesus op die 25ste Desember, want hoekom? Want daar's 'n hele storie met die kerk destyds, het saam met die Romeine, het hulle die god van die Sol Invictus, die songod het hulle aanbid. So hulle het die songod deel gemaak van dit, dis wat hulle sê. Die interessante is nog in Afrikaans, jy weet, of selfs in Engels, the sun, of the sun, jy weet. So dit is baie interessant, maar jy kan nie glo, baie keer gebruik mense sulke klanke wat in dieselfde taal, dieselfde klink, maar dit is nie naaste by dieselfde woord, maar in geval. Maar die groot ding is, en kom ek sny dit vinnig keel af, ons net hierdie een ding wil ek keel afsny vandag. En dit is dat die emperor, keiser Aurelian, hy was net vir 5-6 jaar, was hy die keiser van Rome gewees. Maar hy was 'n formidabele ou. Hy was beter as enige politikus wat ek vandag ken. Hy het van 270 tot 275 Rome regeer. Maar hy het in daai tyd, man, nou moet jy hoor, 270 na Christus. Dis baie belangrik dat jy onthou, 270 jaar na Jesus gebore is, het hy eers regeer.
Nou Aurelian het byvoorbeeld, die Romeinse Ryk was toe in 3 dele. Hulle het na Caesar en so het dit gesplit. Elke tweede generaal het besluit, hy is nou keiser, jy weet, en ouens het hulle self keiser genoem, mekaar doodgemaak, en op 'n stadium was daar nou 3 keiser Romeinse Ryke. Maar Aurelian het dit reg gekry, die ander ouens se gordels toegedruk, en het dit reg gekry dat daar net 1 ryk is. En hy het alles in sy vermoë gedoen. Toe maar dit gaan nou later bietjie meer kindervriendelik raak. Hy het alles in sy vermoë gedoen om hierdie ryk wat hy nou verenig het, weer te versterk. En een van sy grootste vyande was die Christendom. Een van sy grootste vyande, want hy het een ding agtergekom. Yes, die Romeine het soos baie van die Griekse gode mos nou maar oorgeneem, en hulle het omtrent, hulle het hoeveel klomp gode aanbid, né? En hy het besluit, een van die redes is omdat die Christene het net een God. Hulle sê dis net een God. So dis dalk hoekom hulle so groei, verstaan jy? Toe probeer hy 'n ding skep sodat hulle een van hulle gode aanbid. En hy verklaar toe Sol Invictus. Vir die eerste keer toe het die Romeinse Ryk een God. Hy sê ons aanbid die songod. Invictus beteken onoorwinbaar. Die onoorwinbare God, né? Dis wie hy sê hulle van nou af moet hulle aanbid. En hy het op in AD, met ander woorde Anno Domini, the year of the Lord, né? Met ander woorde na Jesus se geboorte. 274 na Jesus se geboorte verklaar hy toe dies Natale Solis Invicti, die geboorte van die onoorwinnelike son. Dis is die ergste hoe die duiwel, want Jesus se geboorte van die onoorwinnelike seun van God, hoor julle? Maar in elk geval, hy noem dit toe nou op 25 Desember. Die interessante is, uiteindelik wou hy gemik het na die 21ste Desember, dis nou vandag. Want die 21ste Desember is in die noordelike halfrond, is dit die kortste nag en die langste dag. So hy wou sê, die son is onoorwinnelik, want op hierdie dag is dit die kortste dag en die langste nag. So die son is volgens hom op sy swakste, maar van môre af is hy weer kragtig. Verstaan jy, word hy weer al hoe sterker. Hoor julle, dit was sy idee. Maar goed, om die Christene, toe besef hy, nee, maar ek moet dit maak dat ons die Christene se dag wat hulle Jesus se geboorte vier, ons moet hom oorneem. So dis belangrik, in 274 het hy hierdie jy kan maar sê in ons tyd sou dit 'n vakansiedag gewees het, maar hierdie feestelikheid uitgeroep, né? En met presies daai mikpunt om die Christene te stop. Nou, as jy na sulke goed luister, dan besef jy iets wat C.S. Lewis byvoorbeeld gesê het. Hy het gesê, nearly all that we call human history is the long, terrible story of man trying to find something other than God, which will make him happy. Hoor julle, dis wat C.S. Lewis gesê het. Dis letterlik of die mens heeltyd iets anders probeer vind om hom gelukkig te maak as God. Want hy wil nie aan God verantwoordelik wees nie. Dit is ongelukkig die ding van die mense. Maar die werklikheid van Kersfees is, so vroeg, onthou 274 het die Romeine het 25ste hulle dag gemaak van die son. Reeds tussen 120 en 150 na Christus. Dit is meer as 'n eeu vroeër. As dit in 150 was, beteken dit 124 jaar vroeër. Van 120 tot 150 is daar al soveel bewyse, ouens wat daaroor geskryf het, wat sê dat Christene toe al die 25ste Desember gevier het as die geboorte van Jesus. Julle sien, hulle het nie 'n datum gehad. Josef het nie nadat Jesus gebore is by die hospitaal met 'n vrou gepraat en vir hom ons is nou weer deur dit met die babatjie gebore. Hulle het nie die babatjie gaan registreer by Home Affairs nie. Daar het nie gestaan Jesus, né? Die seun van Josef en Maria en hulle al drie se ID's en hy het 'n ID gekry nie. So die datum van geboortes was baie keer, jy het maar geraai wanneer jy gebore is, as jy dit wou weet. So wanneer iemand belangrik dood gegaan het, het hulle daai tyd wat hulle gedoen het, om te kan sê min of meer hoe oud is hierdie ou, van waar het hy begin, dan het hulle sy sterfdatum gevat. En hulle het 9 maande voor dit, het hulle sy geboortedatum.
Nou dis 'n ironiese manier, 'n interessante manier om jou geboortedatum te vind. Ek sal net weet as ek die dag doodgaan of dit 9 maande na die 16 Oktober is. Maar in elk geval, maar dan gaan ek nie eintlik omgee niks in die hemel. Maar goed, en die Wenaat en daai het al baie werkies vir my, so dalk is dit een van my werkies. Maar nou die punt is net is dat ek sal sien. Maar die punt is net is dat hoor julle, dit is hoe hulle dit uitgewerk het. 25 Desember. Hoekom? Want Jesus is gedurende Paastyd. Die uittog, die fees van die uittog uit Egipte land. Dis toe, hulle verstaan, julle ken almal die storie, ons het al baie daaroor gepreek. Is hy gekruisig? En daarom hou dit absoluut verband. So die wonderlike ding is ons kan vir mekaar sê, dat Kersfees staan op sy eie. Dit is iets wat iemand, daar was soveel Christene in Rome, dat hierdie ouens gesê het, ons moet hulle probeer veg, ons moet hulle probeer stop. Hulle gaan ons geloof oorneem. Die Romeine het met ander woorde dieselfde probleem gehad, wat die mense nou in Engeland het, en baie ander plekke in die wêreld. Die moslems raak te veel. Hoor julle? Dis die probleem wat hulle daai tyd gehad het. Maar hulle het net nie besef hoe wonderlike probleem het hulle nie. Maar dit daar gelaat. So as iemand jou vra, al onthou jy nie die datums nie, sê net vir hom ek bid vir jou, maar jy's verkeerd. Maar in elk geval. In Johannes 17 vers 1. Binne 'n paar dae voor sy kruisiging bid Jesus. Hy praat met die Vader in Johannes 17, né? En dan sê Jesus het sy oë na die hemel opgerig en gesê: Vader, die uur het aangebreek. Verheerlik u seun, sodat die seun u kan verheerlik. Hoor hoe mooi sê die Passion Translation. Hy sê Jesus prayed and he looked up into heaven. Father, the time has come. Unveil the glorious splendor of your Son, so that I will magnify your glory. Julle sien vir ons was Jesus se glorieryke verheerliking. Het letterlik eintlik al begin met sy genadige eerste koms. Jesus sê dit is nou die tyd wat die oorwinning gaan plaasvind. Wanneer ek met ander woorde die disippels het dit natuurlik nie verstaan nie, maar waar ek gaan sterf en binne 'n paar dae gaan ek sterf en ek gaan sonde vernietig en ek gaan opstaan en ek gaan elke krag en mag wat die vyand kan dink gaan ek vernietig met my opstanding in die dood. En ek het gaan dit doen namens elke een wat op die ou end gaan glo. So dit is 'n rede wat ons kan sê vir glorie. Maar in werklikheid het Jesus 'n glorieryke koms. Wat was sy eerste koms toe hy gebore is? Hoor julle? Hoor, kyk nou maar net of die engele het verkeerd verstaan. Want Lukas 2 vers 13 sê, skielik was daar saam met die engele hemelse menigte wat God loof. Lukas 2 vers 13, vers 14. En hulle sê eer aan God in die hoogste hemele en vrede op aarde in die mense 'n welbehae. Prys die Here. Hulle het die eer aan die Here gegee. Hierdie engele het daar die Here verheerlik, maar dwars oor die heelal, ver miljoene jare ligjare weg, het die engele die Here geprys en geëer oral oor. Selfs die engel wat diens doen op die verste planeet het geweet, hier het iets groots gebeur. Amen. Prys die Here. Dat hulle die Here verheerlik en sy naam groot gemaak. En daarom vier ons in werklikheid elke dag. Ons moet vir mekaar eintlik sê, ons vier elke oggend as jy opstaan. En jy sê, dankie Jesus vir 'n nuwe dag. Dankie Here dat ek dit nie van my bed afgeval het. Maar nee, dankie Here, of dat ek van my bed afgeval het, dis hoe ek wakker geword het. Maar dankie Here dat ek kan lewe, nog 'n dag vir U kan lewe. Yes, daar gaan goed gebeur. En as goed wat ek opkyk na. Maar Here, saam met U, hoor julle, elke dag is 'n dag wat ons sê, dankie Here, dat U gekom het. Dat U gekom het, dat U gebore is op hierdie aarde. Dankie dat ons U kan prys daarvoor. Dankie dat ons kan weet, U wat van altyd af bestaan, saam met die Almagtige, Jesus, die Seun van God, was bereid om in 'n menslike liggaam te kom. Julle sien die kosbaarste wat ons as Christene skei van religie. En ek sê dit omdat Christendom is nie 'n godsdiens nie. Christendom is nie 'n religie nie.
Dit is, ons kan nou lank daaroor praat, maar hoor my net volgende. Christendom is nie 'n religie nie. Dis 'n relationship. Dis 'n verhouding met die Here. Dis 'n absolute verhouding, 'n lewende verhouding met God. En die wonderlike wat ons onderskei van ander gelowe, is dat ons tot in ewigheid volle toegang het tot Jahwe. Jahwe Echad, die Here die enigste. Ons het tot in ewigheid toe het ons onkeerbare, wil ek amper sê, onkeerbare toegang tot God. Jy kan enige tyd, enige plek kan jy met hom praat. Kan jy beleef en sê, dankie Here dat U in my is. Ek sien byvoorbeeld in my dagboek in Desember maand is nou alles net versies oor gebed, jy weet. En dan is daar ek dink dit was so verlede week so Dinsdag so rand gebed. Dan is daar 'n plek waar hy sê dat jy kan altyd weet dat God is by jou. Hy's net 'n gebed ver van jou af. Hy's so naby jou as 'n gebed. Toe trek ek dit dood. Julle sal sê hoekom? Ek sê nee, die Here is so naby jou, hy is binne in jou. Hoor julle, hy's nie, jy hoef nie eens te bid nie, hy is met jou. Daarom vind jy jouself dat jy baie keer met hom praat, laat jy net met hom praat. Verstaan julle, jy gaan nie in 'n gebeds vorm nie, jy gaan nie op jou knieë nie, en daar's niks meer verkeerd nie, prys die Here, om jou knieë te gaan, is awesome, of op jou gesig te lê nie, maar soos wat jy ry, soos wat jy, wat ook al doen, praat jy met hom, hoekom? Want hy's in ons, hy's nader as 'n gebed, hoor jy? Ek wil eintlik sê, die Here is nader aan jou as wat jy in jouself is. Ek dink meeste van die tyd wil jy eintlik vir jou sê, hey, hallo, hier's jy. Besef waar jy is, besef wie saam met jou. Jy's besig om te verdwaal. Julle sien, ons het tot in ewigheid volle toegang tot hom. En dit alleen uit genade deur geloof, né? Efesiërs 2 vers 8. Uit genade deur geloof in Yeshua Jesus ons Here. En dan het ons vernuut die ewige lewe ontvang. Naamlik 'n verhouding met Vader. Die ken van Vader, Jesus en Heilige Gees. Johannes 17:3. Prys die Here. 'n Ander absolute uniekheid wat geen geloof het nie. 'n Ander uniekheid uit die Bybel is dat die mens van die begin af soek die mens nie na God nie. Abraham het skape opgepas en hy het gewerk. Hy het nie 'n God gesoek nie, maar die Here het aan hom verskyn. En hy het hom geroep en hy het gesê los vir Ur en gaan deur. Hoor julle? Die Here het hom geroep. Hy het vir Abraham, Isak, Jakob, die Here het met hulle gepraat. Noag, die Here het met Noag gepraat. As Noag geweet het die Here gaan met hom praat, het hy goedjies in sy ore gedraai. Hy dalk, maar dit het nie gewerk nie, né? Hoor julle? Hoekom? Want as hy geweet het, hy gaan hierdie massive skeepsbou taak kry om te doen. Ja. Wel, as ek so iets kry, gaan ek dadelik vir Johannie kry en vir Dirk. Jy weet, is harde werkers, jy weet. En Dirk is so, ek het genoeg met skepe te doen, sê Dirk. Ook weer waar, né? Maar julle sien, die punt is dat die mens soek nie die God soek die mens op. Hy kom vir ons. Dit is absoluut uniek. In ander gelowe soek hulle die Here en hulle slaan hulle self en hulle doen allerlei dinge. Maar hy soek ons op. Adam en Eva het nie vir mekaar gevra, hoe het ons hier gekom? Nee, die Here het hulle sy asem in hulle geblaas. Hy het hulle geskape in 'n dag net so. En hy het sy asem in hulle geblaas. Hy het homself in hulle geplaas. Hulle het hom nie gesoek nie. Maar die beste voorbeeld vir ons is Titus 3. In Titus 3 vers 3 sê, hy praat van, goed, dis wanneer die mens op sy eie is, né? Wanneer die mens op sy eie voortploeter, hoor wat sê Titus 3. Hy sê, waar is die mens dan? Hy is onverstandig, hy is ongehoorsaam, hy is verdwaal, hy is verslaaf aan allerlei begeertes en liste, hy is haatlik en met haat teenoor mekaar, maar van vers 6 af, vers 4 af, toe die goedheid en die liefde vir mense van God ons verlosser verskyn, het hy ons verlos. Hy het ons verlos, julle sien ek het dit bietjie korter gemaak. Het hy ons verlos
by wyse van die afwassing deur die wedergeboorte, om weergebore te word, en die vernuwing deur Heilige Gees, wat hy ryklik oor ons uitgegiet het, deur Jesus Christus ons verlosser. Weereens, hy doen alles, hoor julle? Hy doen alles, absoluut alles. 9 maande voor Lukas 2 vers 13, moet ons ook vir mekaar herinner, voordat die engele uitgeroep het, en Jesus is gebore, en die skaapwagters, en al die hele ken die verhaal. Jesus het toe al die aarde betree. Hy het al toe die aarde betree. Hoekom? Want hy kom soek die mens op. Filippense 2 vers 6 beskryf het so mooi. Hy sê, hoewel hy in die gestalte van God was, voor Jesus in Maria se moederskoot geland het, was hy in die gestalte van God. Hy was saam met die Almagtige, die Invincible, wat die son nie eers kan dink, selfs die son dink ek weet, dat Aurelius, of wie ook al hy is, het sy naampep gemaak. Die son het seker gesê, nou as ek hande het ek my toegemaak, myself bedek. Nee, weer eens kom God na die mens toe. Filippense 2 sê, hoewel hy in die gestalte van God was, het hy gelykheid aan God, sy gelykheid aan God nie beskou as iets om aan vas te klem nie. Maar hy het homself daarvan leeg gemaak, deur die gestalte van 'n slaaf aan te neem en aan mense gelyk te word. Dis amper Paulus is eintlik vreeslik nice met ons, maar vir Jesus om die gestalte van 'n mens aan te neem is baie laer as 'n slaaf. En toe hy in die vorm van 'n mens verskyn het, daarom het God hom ook uitermate verhoog en aan hom die naam geskenk wat bo elke naam is. Amen. Want Jesus dit was vir Vader en Jesus en Heilige Gees so belangrik, dat ek en jy nie net nog mense sal wees, wat voortploeter, en op die ou einde, in die vyand se plek land nie, dat hy ons die geleentheid gee, dat hy gekom het, en alles vir ons gedoen het, en al wat ons moet doen is sê, Here, ons glo, ons vat dit. Ons vat dit met alles. Ons gaan nou vir U lewe. Amen. Ons vat dit 100%. En ek wil weer lees, Lukas 2 vers 13 sê, skielik was daar saam met die engele hemelse menigte, wat God loof, en sê eer aan God in die hoogste hemele, vrede op aarde, in die mense welbehae. Is daar vrede tussen mense op aarde? Skaamtelik nee. Daar is nie regtig nie. Konstant is daar genoeg oorlogswolke op die aarde, wat heeltyd onstuimig is, wat die teendeel bewys. Maar, die belangrike is dat ek en jy moet besef, niemand kan die plek van Yeshua, Jesus in ons lewens vat nie. Hy is nie net die eerste prioriteit van jou lewe nie. Hy is die eerste prioriteit. Jou lewe is minder belangrik as die feit dat hy prioriteit nommer 1 is. Hy is jou lewe. Hy is jou lewe. Hy is jou rede vir lewe. Hy is jou lewe. Hy is jou toekoms. Prys die Here, Jesus is jou toekoms. Hy is jou absoluut jou toekoms tot in ewigheid toe. En ek wil dit nou nie weer, want julle sal naderhand sê ek is net 'n smart vraat, maar baie keer in die verlede, die afgelope 2 jaar, was dit baie keer vir my, as ek nou aan my vrou dink en ek sien nou foto's en goed en alles, dan raak ek moedeloos diep, verstaan julle, dan begin ek soos in 'n spiraal gaan, gelukkig het ek drink ek nie, maar dan so hierdie drankwinkels so baie geld gemaak het. Maar, en die polisie het so gesê het, tog is heeltyd te bekleierery. Maar wat ek deesdae doen is as ek net so, gister weer, ek wil net so insinking kry, dan sê ek net, dankie Jesus. Julle sal nie glo, dis hoekom ek dit so goed. Gister was dit so kosbaar. Sê ek, dankie Here dat my lief gelukkig is nou. Dankie Here dat sy waarlik gelukkig is. Dankie dat sy voorsiend is. Totaal voorsiend is. Daar's geen tekort in haar lewe nie. Dankie dat sy opgewonde is, hoor julle? Dankie dat sy eenvoudig die plesierige mens kan wees wat sy was op aarde, wanneer sy goed gevoel het, toe sy nog beperk was tot hierdie aardse goed. Hoor julle?
maar dankie daarvoor. En die volgende oomblik, en gister was dit so absolute werklikheid, inteendeel gisterand, was dit absoluut, dat ek net eenvoudig, dat ek amper skuldig voel, dat ek so gou daaroor is. Ek kry net hierdie vreugde, hoor julle, ek kry net hierdie opgewondenheid. Ek moet nou net nie begin jaloers word nie, maar hoor julle net, ek kry net hierdie absolute opgewondenheid. Want hoekom? Want dis die waarheid. En dit is my en jou toekoms. Dis ons toekoms. Ons toekoms is dat ons is op pad. Ons is haas op pad na 'n absolute heerlikheid in God se teenwoordigheid. 'n glorieryke teenwoordigheid. The splendor of his glory. Gaan as jy nie, hier staan ons op en ons sien die see en ons sê dis mooi. Maar ek weet nie wie slaap in die hemel nie, maar ek doen seker, ek weet nie. Maar as jy daar wakker word, as jy vir jouself sê, as jy ou vir jou vra as jy wakker, as jy ek's wakker, dan is dit die splendor of his glory. Natuur hier is niks. En dit is wat so awesome is vir ons. Dit is ons toekoms. Daarom die wonderlike van dit alles is, ons moet verklaar en jy moet daai besluit neem, niks of niemand kan die plek van Jesus in my lewe inneem nie. Hy is my prioriteit. Hy is in enige tyd is hy my prioriteit. Die wonderlike is, hy die sonde van die verlede, hede en toekoms vergewe, ons is in sy teenwoordigheid. Niks kan ons daar uitvat nie. Prys die Here. Yeshua Jesus is letterlik 'n geskenk aan ons. Verniet, 100%. Romeine 5 vers 1 wil ek mee afsluit. Omdat ons dan uit die geloof geregverdig is. Dan ons het nou gesê, jy moet altyd onthou Efesiërs 2 vers 8. Efesiërs 2 vers 8, probeer dit onthou. Ons is gered uit genade deur geloof. Want as jy net vers 6 lees, Efesiërs 2 vers 6, sê uit genade is jy gered. Dan kan ouens vassak. Dan vergeet hulle van die geloof. Ons moet glo. Maar jy glo nie met jou eie geloof nie. Jy glo met die geloof van God. Hoor julle, soos wat jy dan lief het met die liefde van God. Soos wat jy hoop het met die hoop van God. Alles kom van hom af. So moenie stres nie. Jy moet nie eers sê, maar ek gaan nie stres nie, maar ek sal probeer om my bes te doen. Jy hoef nie eers jou beste te doen nie, want is nog nie naby genoeg nie. Daarom het Jesus alles gedoen. Hier sê in Romeine 5, omdat ons uit geloof geregverdig is, het ons vrede by God deur ons Here Jesus Christus. Ons het vrede. Omdat ek en jy in geloof is, omdat ons glo dat Jesus ons Here is daar nou shalom. Ja, die geloof hier in die Nuwe Testament, Romeine 5, is in Grieks geskryf. Maar die interessante is, wanneer Paulus as Paulus die Ou Testament aanhaal, die Tanakh aanhaal, dan haal hy hom aan in Grieks, uit die Septuagint uit. Want dis die Hebreëse Bybel, ek sê nou die Hebreëse, dis nou die Ou Testament wat hy gehad het. Die Hebreëus vertaal na Grieks, die Septuagint. En daarom, as jy lees, maar wat sê Paulus, as Paulus lees vrede, as hy lees en hy skryf Irene, vrede in Grieks, wat weet Paulus, wat sien Paulus in sy gedagtes? Hy sien shalom. Hy sien shalom, shalom wat beteken nie net vrede nie, maar ek kom ons sê vrede met jou gesondheid, met jou voorspoed, met alles, want dit beteken voorspoed, voorsiening, heelheid, genesing, gesondheid. Hoor julle? Daarom is daar nou vrede, daar's nou shalom tussen ons en God. In die naam van Jesus. En ek verklaar dit oor elke een van ons. Deur ons Here Jesus Christus het ek en jy totale shalom. Deur ons Here Jesus Christus is ons nie bekommerd en ge-worried oor dit of dat nie. Partykeer is dit goed as jy aan dinge dink. Skryf dit in jou dagboek. Partykeer omtrent, ek gaan nie sê nie, maar baie keer in my dagboek geskryf voordat dit regtig gedoen word. Want ek het nie meer 'n raastertjie wat met my raas nie. Maar goed, maar ek moet skerper word. So sê, miskien moet Zaggie so nou en dan vir my 'n WhatsApp stuur. Doen jy jou werk? Want goed soos belasting is vir my, maar in elk geval. Lees ek net my Bybel, jy moet daai goed doen.
Maar julle sien ons, ek wil hê jy moet hoor vandag. Omdat ons glo dat Jesus die Here is daar vrede tussen ons en God. Jesus het alles vir ons gedoen. Hy is gebore. En hy het vir ons geleef op hierdie aarde. Hy het vir ons aan 'n kruis gehang gesterf, hy het vir ons opgestaan, hy het totale oorwinning gebring. Daar is totale vrede vir jou en my. En ons vat dit vanoggend. My tong, Psalm 45, is die tong van 'n is die pen van 'n vaardige skrywer. En ek skryf op elkeen van julle se harte, skryf ek nou Shalom. Hou jou hart Shalom. Vat die gesondheid van die Here, vat die genesing van hom, vat sy heelheid. Vat 'n absolute rustigheid wat net die Here se teenwoordigheid kan gee, vat dit in Jesus se naam. En as daar iets gebeur in die wêreld, maak nie saak wat dit is nie, dan sê jy net prys die Here. Prys die Here. Want niks kan my uit die hand van God ruk nie. Niks nie. Prioriteit nommer 1 is my lewe tot in ewigheid. En sy naam is Yeshua. Prys sy naam. Dankie Jesus. Ja Here, ons vat u vrede. Ons vat die Shalom. Ons vat die wete wat u vir ons gedoen het. En ja, ons vier donderdag, vir ons kom gebore word op hierdie aarde. Ons vat dit en ons sê dankie, dankie, dankie. Utanda. Sê dankie Here. Ons vat dit in Jesus se naam. En ons prys u daarvoor. U glorieryke heerlikheid, Here, in ons lewens elke dag. Ons maak u seëning, u Shalom los oor hierdie hele land van ons. So onmoontlik is wat dit lyk, sê ons altyd. Maar Here, vir u is alles moontlik. En ons verklaar Shalom vir Suid-Afrika. Werk, mense sal werk. Mense sal werk. Hierdie land sal vooruit gaan in Jesus se naam. Dankie Vader. Dankie Jesus. Amen. Amen. Prys die Here. Hallo, ek is Petrus de Tooy. As jy hierdie preek geniet het, like, share en subscribe tot ons YouTube kanaal. Deel dit met ander, want die waarheid sal mense vrymaak. Om Jesus as jou Here en Verlosser aan te neem, is die belangrikste besluit ooit. Romeine 10:9 en 10 sê, as jy met jou mond bely dat Jesus die Here is, en jy glo met jou hart, dat God hom in die dood opgewek het, sal jy verlos word. Met die hart glo ons en word regverdig verklaar. Met die mond bely ons en ons word verlos. Deur sy groot genade het Vader deur Jesus alles nodig gedoen, dat jy gered kan wees. Bid saam met my. Jesus, ek bely dat u my Here en Verlosser is. Ek glo met my hele hart dat God u uit die dood opgewek het. Deur geloof in u woord, ontvang ek nou u verlossing. Amen. Prys die Here. Nou dat jy wedergebore is daar 'n splinternuwe jy saam met Jesus in jou. En ek wil graag hê jy moet bid nou saam met my bid om die doping met Heilige Gees te ontvang. Jy sien Lukas 11:10 en 13 sê elkeen wat vra ontvang en wie soek vind en vir wie klop sal oopgemaak word. As julle wat sleg is goeie geskenke aan julle kinders gee, hoeveel te meer sal die Hemelse Vader die Heilige Gees gee aan hulle wat hom vra. Al wat jy doen is dus om te vra, te glo en te ontvang. Bid saam met my. Vader, ek bely dat ek u krag deur Heilige Gees nodig het om die nuwe lewe as u kind saam met u te lewe. Vul my Here met u Heilige Gees. Deur geloof ontvang ek nou die doping met Heilige Gees. Dankie Heilige Gees dat u nou vir altyd in my lewe. Amen. Aanbid nou die Here en laat toe dat vreemde lettergrepe en klanke wat jy self nie verstaan nie, uit jou binneste borrel. Spreek hulle in geloof hardop uit en word opgebou in jou geloof. Maak nie saak of jy enigiets gevoel het nie. Jesus sê Markus 11:24, alles waarvoor julle bid en vra, glo dat julle dit ontvang het en dit sal vir julle so gebeur. Amen.